Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Saterdag, die 25ste April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ek lees vanmôre so in die ou profetiese boeke van die Ou Testament, en ek hak vas by Jesegiel 9. Want daar gebeur iets wat ek besef, is baie mense is bang vir dit. Want jy sien, wanneer ek met mense gesels en ek begin oor Openbaring praat, dan sien ek die vrees. Hulle wil nie hoor van die toren van God wat neerkom op die aarde nie. Hulle wil nie hoor dat daar gaan slegte dinge gebeur nie. Hulle glo dat God gaan nie sulke dinge toelaat nie. Maar tog staan dit in die Bybel, dit staan so in die woord van God, dat hierdie dinge gaan gebeur. Maar jy sien, as ons gelowig is, as ons vertrou, en as ons sekere dinge toepas in ons lewe, dan het ons nie nodig om te vrees nie. Want wat die woord vir ons sê, is dat selfs die wat hier gaan wees, in daai tyd, wat op God vertrou, gaan 'n merk ontvang. Ja, die mense wat die boosheid lief het, die mense wat die ondier gaan aanbid, wat die beeld gaan aanbid, wat die merk ontvang op die hand of op die voorhoof, ja, hulle gaan gestraf word. En dit lees ons baie duidelik in Openbaring 14 vers 11, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Jy sien, dit is die wat daai bose dinge gedoen het, wat het ontvang. Jesegiel 9 verduidelik het vir ons eintlik so mooi. Openbaring 9 vers 4 sê, en aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. Sien, God gaan weer sy kinders merk, en as jy Openbaring gaan lees, sal jy sien dat daar word gesê die mense wat die merk het van die bose, dis hulle wat gepynig gaan word. Maar Jesegiel 9 sê, daarna het 'n hardop voor my ore geroep en gesê, kom nader, geregsdienaars van die stad, en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand. Jy sien, God het ons, vir my en jou gemaak, om hom te aanbid, om te beoefen wat sy woord ons leer. Ons kan nie die woord verander sodat ons voel dit moet wees nie, omdat ons voel dat God nie so iets sal doen nie. Sy woord waarsku ons, sodat ons hom moet aanbid, sodat ons hom moet dan kan vertrou, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en met al ons krag, sê die woord, so moet ons hom lief hê. En vir die wat dit nie so gaan doen nie, vir die wat dit tekortkominge gaan hê aan die liefde vir ons Vader, ons Skepper, dis aan hulle wat daar dalk 'n merk gaan kom, hulle wat die slegte dinge beoefen, die mense wat die gruwels beoefen. Ons sien dit in Openbaring 9 vers 21, en hulle het hulle nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hulle hoerery en hulle diefstalle nie. Jy sien, God gee vir die mens kans om tot bekering te kom. Hy het mense aangestel hier op die aarde om mense te help om tot bekering te kom. Maar in hulle harte weier hulle om dit te doen. En daarom, selfs so in die Ou Testament sien ons dat God voorspel het, hy waarsku dit al vir baie lank, dat daar gaan 'n dag kom, wat die gruwels beoefen, gaan betaal daarvoor. En daarom moet ons seker maak, dat ons lewe reg. Want luister verder wat sê hierdie hoofstuk. En kyk, 6 mande kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde toe lei, en elkeen met sy wapen in sy hand, om mee te verbrysel. En onder hulle een man wat met linde bekleed was, met 'n skrywer se inkpot aan sy heupe. En hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gaan staan. Hulle is eers na die tempel toe, want die koperaltaar was by die tempel. En die heerlikheid van God, van Israel, het opgestyg van die gerib waar dit op was, na die drempel van die huis toe, en hy het na die man geroep
wat met linne bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Ons lees in Efesiërs 6, vers 10 tot 18, van die wapenrusting van God. En een van die wapens is die borsharnas van geregtigheid. Dit wat die hart toemaak. Jy sien, God gaan ons beoordeel oor ons harte. En hy stuur hierdie engele uit om verwoesting te saai. Maar voordat hy verwoesting bring, merk hy sy kinders wat sug en steen oor die gruwels van die aarde. Ons elkeen wat geregtigheid liefhet, ons elkeen wat staan vir wat reg is en staan teen dit wat verkeerd is. Jy sien, ons het geleer en dit begin net aanvaar dit wat verkeerd is in die wêreld. Ons praat nie meer daaroor nie, want dit maak ons bedroefd. Dit maak ons bang. Vers 5 van Esegiel 9 sê, maar aan die aarde sê hy, aan die ander sê hy, voor my ore, trek agter hom aan deur die stad en slaan, laat julle oog nie verskoon nie, en moed nie spaar nie. Jy sien, dieselfde ding het toegepas, toe Israel uit Egipte uitgaan, met die 10de plaag, die dood van die eerstgeborenes. Jy sien, die doodsengel het verbygegaan by die huise waar die merk van die lam op was. Die lam se bloed was op die deurposte, die merk van Christus Jesus, wat staan vir reg en geregtigheid. Ons elkeen wat sy merk dra, ons elkeen wat hom aanbid, dra sy merk. Ons elkeen wat staan vir wat reg is, teen dit wat verkeerd is. Ons dra die merk. En hierdie slegte dinge sal oor ons beweeg, nie deur ons nie. Want dit sê die woord, verskoon nie en spaar nie, die wat nie die merk het nie. Vers 6 sê, slaan dood grysaards, jong manne en jonge dogters en kinders en vroue tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom, en hulle het begin by die manne, die oudstes wat voor die huis was. En hy sê vir hulle, verontreinig die huis, en maak die voorhowe vol met die mense wat verslaan word, trek uit, en hulle het uitgetrek en geslaan in die stad. En toe hulle besig was om neer te slaan en ek oorgebly het ek op my aangesig geval en uitgeroep en gesê, ag Here, Here, gaan u die hele oorblysel van Israel vernietig, deurdat u grimmigheid oor Jerusalem uitgiet. Toe sê hy vir my, die ongeregtigheid van die huis van Israel en van Juda is buitengewoon groot, en die land is vol bloedskuld en die stad is vol regsverbreking, want hulle sê die Here het die land verlaat en die Here sien nie. Daarom ook, wat my aangaan, my oog sal nie verskoon nie en ek sal nie spaar nie, ek sal hulle wandel op hulle hoof laat neerkom. En kyk, die man wat met linne bekleed was, aan wie die heupe die inkpot was, het berig gebring en gesê, ek het gedoen soos u my beveel het. My vraag aan u vandag is u reg om die merk van die Vader te ontvang? Of die merk van die dier? U moet 'n keuse maak, want die toorn van die Here is groot. Ons geregtigheid het versleg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, merk ons met die bloed, Here. Laat ons elkeen Christus Jesus aanvaar in ons lewe op die regte manier, soos wat u woord ons leer. Spaar ons, Here, wat glo en vertrou in u. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.